Goeiedag my liewe broer, my liewe suster. Weer eens so Theoïse, ek groet julle elkeen in die wondernaam van Jesus. Vir u wat ingeskakel is op die radiostasie, radio Joy Radio, welkom hier so by ons. Vir u wat my nie ken nie, ek is Dominee Theo Schultz en ek is van die Evangelisasiesentrum in Cotswold, Port Elizabeth. Vandag wil ek met u praat oor die tema volharding of afvalligheid. Hierdie is 'n volledige preek gebaseer op die veelbesproke Hebreërs 6 vanaf vers 4 tot 6, waar mense hierdie verse neem en sê, as jy eers gered is en jy verloor gegaan het, kan jy nooit weer gered word, of sal jy nie hemel toe gaan nie. Nou ek wil hê jy moet self besluit na hierdie boodskap, wat sê die Bybel? Nie wat sê ek nie, maar wat sê die Bybel? Want hier is 'n volledige preek gebaseer op Hebreërs 6 vers 4 tot 6, met vergelykings na ander skrifgedeeltes. Dis 'n duidelike boodskap van waarskuwing en bemoediging, as ook 'n gebed en seënwense wat ons aan die einde gaan bring. Maar kom ons bid eers saam. Vader, ons bid dat die Heilige Gees my sal lei om hierdie boodskap af te lewer, op so 'n manier wat die mense dit kan verstaan, dat die onkunde rondom Hebreërs 6 vers 4 tot 6 uit die weg geruim kan word, sodat daar sekerheid kan wees, wat sê u, want u is al een wat die einde van alles 'n sê oor het. Help my dan, o Here, en lei my op in die ore en die harte van elkeen en maak almal ontvanklik, vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons gaan die Bybel oopmaak dan op Hebreërs 6 vers 4 tot 6, wat vir ons sê, en hier is die woorde, want dit is onmoontlik, en dis hierby waar mense vassteek, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig is, en die hemelse gawe gesmaak het, en deelagtig gekry het aan die Heilige Gees, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en hulle dan afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle vir hulself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou vriende, as inleiding wil ek sê, hier is 'n ernstige waarskuwing vir ware gelowiges. Want die boek Hebreërs is geskrywe aan Christene, wat onder druk begin het om terug te val in ou gebruike en Judaïsme. Die skrywer moedig hulle aan om vol te hou, om vas te hou aan Jesus, en gee hier een van die swaarste waarskuwings in die Nuwe Testament. Wat hy sê, dit is onmoontlik. En dan beskryf hy mense wat diep geestelike ervarings gehad het, maar wat bewustelik, let op die woord, bewustelik afvallig raak van Christus. Ons sal moet eers stilstaan om kyk wat beteken dit dan, om afvallig te wees. Nommer 1. Hierdie mense is verlig. Hulle het geestelike insig gekry. Volgens Johannes 1:9, hulle het gesmaak van die hemelse gawe.
Dit meen, hulle het Christus en sy genade leer ken. Hulle het deel aan die Heilige Gees gehad, so hulle het ervarings van sy teenwoordigheid. Dan die vierde punt is, hulle het gesmaak aan God se woord en die kragte van die toekoms. Wat beteken dit? Dit beteken hulle het die waarheid geken en ervaar. Maar dan keer hulle hul rug op Jesus Christus. En nie net, let wel wat ek wil vir u sê, in swakheid of in stryd nie, maar doelbewus en permanent as 'n finale verwerping. Hier lê die kern van alles. Dat hulle dit doelbewus hulle rug op die Here gedraai, is nie omdat hulle swaar gekry of in 'n swakheid of in 'n stryd was nie. Hulle het dit doelbewus gedoen. Hulle het dit permanent gedoen. En dit was 'n finale verwerping. Kyk ons weer na die woord, hierdie onmoontlikheid beteken nie God se genade het perke nie. Dit beteken, solank jy Christus verwerp, is daar geen ander manier van redding of pad tot bekering nie. Sien byvoorbeeld Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Ander skrifgedeeltes gee ons ook waarskuwing en hoop. Waarskuwings van volgehoue afvalligheid. Weereens is dit die Hebreërs skrywer wat in Hebreërs 10 vers 26 tot 27 sê. Hoor wat sê, as ons, en let op die woord, opsetlik sondig, nadat ons die waarheid ken, bly daar geen meer offer oor nie. In 2 Petrus 2 vers 20 tot 22 sê, dit sou beter gewees het as hulle nie die pad van geregtigheid geken het nie. Nou vriende, hierdie verse bevestig dat daar wel mense is wat kragtadig tot bekering gekom het, wat alles ontvang het, maar nie volhard het nie. Maar daar is ook in die Bybel. Daarom kan ons nie ons hele ons godsdienst, ons hele, hoe sal ek sê, godsdienstige lewe baseer op net 1 of 2 verse nie. Ons moet die Bybel in sy geheel vat, want daar staan in, daar is ook bemoedigende waarhede van God se trou, want hy sê ook vir ons in Filippense 1:6, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Jesus sê ook in Johannes 10:28 en 29, niemand sal hulle uit my hand uit ruk nie. Romeine 8:38 en 39 sê, niks sal ons kan skei van die liefde van God nie. Die verskil, wat is dit? Die wat deur God se Gees wedergebore is, sal volhard tot die einde. Daarom sê ek altyd, jy moet volkome oorgee aan die Heilige Gees, sodat hy nie net in jou sal lewe nie, maar vir jou sal lewe, sodat jy die lewe sal lewe wat God wil hê jy moet lewe,
Want Filippense 2:13 sê, dit is God wat in julle werk, om sy wil voort te bring. Nou vriende, ons lees weer, die wat deur God se Gees wedergebore is, sal volhard tot die einde toe. Maar die wat bloot uiterlike ervarings gehad het, sonder ware oorgawe, dit is hulle wat kan maklik wegdraai. Die vraag wat elke een van ons onsself moet vra, wanneer ons self ondersoek moet doen, is hoe leef ons met hierdie waarskuwings? 2 Korintiërs 13 vers 5 gee vir ons 'n opdrag. Stel julle self op die proef of julle in die geloof is. Jesus het gesê, nie almal wat sê Here, Here. Dit meen nie almal wat in die kerk is, wat Bybel lees, wat bid, wat hulle tiendes betaal, wat gekatkeseer is. Nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen. Soos nou sê 2 Korintiërs 13 vers 5, stel julle self op die proef of julle in die geloof is. Is jy waarlik gered? Is jy werklik gered, gewas deur die bloed? Het jy werklik bedoel toe jy vir Jesus gevra het om jou sonde weg te neem en jou verlosser te word? Is jy besig om heiligmaking na te jaag? Het jy volkome oorgegee aan die Heilige Gees? Is hy besig om jou deur die proses van heiligmaking te wederbaar om meer en meer soos Jesus te word? Draai jy die vrug wat pas by die bekering? Waar is jou hart? Is jou geloof opreg? Of is dit net uiterlik? Want Hebreërs 11:6 sê, sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Het jy werklik Jesus as verlosser aanvaar? Lewe jy vir hom? So ek het gesê, ons moet onsself ondersoek doen. Tweede punt wat ek wil oor praat is hoop en genade. Want hierdie teks sê nie, jy het geval en nou is dit verby nie. Hierdie teks sê, stel jou op die proef of jy in die geloof is. Hierdie teks sê, moenie volhard in die verwerping van Christus nadat jy geval het nie. Want as jy geval het, staan op. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe, ons te herstel. Die goeie werk wat hy in ons begin het, Filippense 1:6, hy sal dit voleindig. God is 'n God van vele kanse. Jesus het gesê, en niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie. Paulus sê in Romeine 8:38, niks kan ons van skei van die liefde van Christus nie. Maar mense, wanneer hulle hierdie Hebreërs 6 vers 4 tot 6 lees, wil sommer gou sê, as jy geval het, is jy verlore. Jy's verwerp deur God. Nee, vriende, ek glo nie dit nie. Want ek bou nie my geloof op 1 of 2 verse nie. Ja, dis 'n waarskuwing. Ek moet kyk na myself. Ek moet selfondersoek doen, maar daar is die hoop en die genade van God. God se genade is onbeskryflik groot. Daarom die derde puntjie waaroor ek wil praat is, moenie speel met genade nie. Ware Gods genade is onverdiend. Dit is 'n geskenk van God. Dit lei tot 'n heilige lewe. God roep jou nie om te kyk hoe ver jy kan gaan en steeds gered wees nie, maar om voluit
vir hom te leef en die wedloop te volbring tot aan die einde. Vriende, ons moet 'n lewe van volharding. Hebreërs 6 vers 4 tot 6 is 'n waarskuwing. Nie om ons te sê jy's nou verlore nie. Nie om ons moedeloos te maak nie, maar eerder om ons wakker te maak. Want jou redding is kosbaar. Dink wat het God gedoen vir jou. God bewys sy liefde aan jou en aan my daarin, dat Christus na Golgotha's kruis toe gestuur is, nadat hy gevange geneem is althans, verkeerdelik, valslik, het hulle hom gevat en hom verhoor. Hulle het hom uitmekaar geslaan, met swepe, met sulke been en yster in hom, 39 kartsoue. Jy kon sy ingewande sien. Hy was so swak van bloedverlies toe hy die Via Dolorosa opstap met die skouer, met die kruis op sy skouers, dat hy geloop en val het. Om hom was die soldate op perde wat hom gevloek en geskel het en met sweep nog verder geslaan het. Almal het hom bespot. Mense het gesê, jy wat gesê het, jy kan die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, hoekom red jy jou nie nou nie? Hulle het baie dinge oor hom gesê, hulle het sy baard uitmekaar getrek, hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit, hulle het hom bespuug, hulle het hom op 'n kruis vasgenaal. Dit was nie die spykers deur sy hande en voete wat hom aan die kruis gehou het nie, maar dit was genade, dit was sy liefde vir jou en my om ons te red. Hy het ons sondes op hom geneem. So, lewe 'n lewe van volharding, 'n lewe van dankbaarheid. Glo dit dat die Here vir jou gedoen het, is onverdiend. Jy en ek verdien die hel, nie die hemel nie. En tog het hy soos 'n skaap na die slagpale gegaan, om geslag te word vir jou en vir my. So hierdie Hebreërs 6 is 'n waarskuwing, dat ons moet volhard. En as die stryd van die lewe so erg is, dat ons steeds te midde van ons stryd, ons moet verbly in die Here, nie vaskyk in ons omstandighede nie, nie moedeloos word nie, want hier is 'n waarskuwing om ons wakker te maak. Moenie dit te gering skat nie. Vriend en vriendin, God se genade is groot. Maar dit roep vir jou, dit roep vir my, dit roep vir elke persoon wat sê ek is 'n Christen, tot volharding in ons stryd. Ons moet gereeld bid en by God hulp soek. Want soos Psalm 121 sê, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. En die 3de vers, hy kan my voet nie laat wankel nie. God verwerp nie net sy kinders nie, so sy kinders moet hom nie net verwerp nie. Wat het die duiwel vir jou gesê het wanneer jy geval het, en in die sonde teruggeval het, en gebackslide het, soos die Engelse sê? Moet jy hom nie glo as hy vir jou sê, nou is jy skielik verlore nie. Nee, staan op. Bid tot die Here. Vra hom om jou swakke hand te vat.
met sy deurboorde sterk hand. Vra hom om jou weer op te tel, om jou te vergewe, om jou gehoorsaam te maak, om hom vir jou geloof te gee wat sal standhoudend wees. Maar moenie moed opgee nie. Moenie moed opgee nie. God sal jou nie begewe of verlaat nie. As dinge in jou lewe verkeerd gaan, moenie God blameer nie. God is nie 'n man of 'n mensekind dat hy iets sou sê en nie waar maak, hy sê Numeri 23 vers 19. So jy kan op elke belofte wat in die Bybel staan, kan jy aan vashou. Jy kan vashou aan Jesus se woorde, waar hy sê, Johannes 10 vers 27, my skape ken my stem en hulle volg my. Maar nou weet jy volg hom nie meer nie. Maar vers 28 en 29 sê, niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie, want die Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En soos Romeine 8 vers 38 en 39 sê, dat niks kan ons skei nie van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Vriende, draai terug na die Here toe as jy geval het. Staan op. Kom terug na die Here toe. Sy belofte van Psalm 50:15 staan steeds. Kom nou. Hy sê kom nou. Jesaja 1:18, kom nou dat ons die saak uitmaak. Psalm 50:15, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou help, maar jy moet my eer. Staan op. Maak 'n besluit. Soos die verlore seun gemaak het. Toe hy in die moddersluike tussen die varke, die pele saam met die varke moes vreet, toe hy daar in daardie vuile plek gewees het. Hy het sy vader verlaat. Dis waarom God daardie verhaal laat opskryf het, om aan ons te bewys wat 'n tipe vader hy is. As 'n aardse vader dan nie sy kind sou weggooi nie, hoeveel te meer nie God nie. As God jou so lief gehad het dat hy sy seun gestuur het, om in jou plek te sterwe, sodat hy jou kan kry as 'n kind. Want Johannes 1:12 sê, almal wat vir Jesus aangeneem het, aan hulle het God die mag gegee om kinders van God genoem te word. Dink jy dat God jou sal weggooi? Nee, nooit nie. God se belofte bly staan. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So moenie jou godsdienst bou op een vers en nou dink, omdat sekere mense nie die Bybel gaan in sy volheid gaan ondersoek het nie. En nou sê hulle omdat jy teruggeval het, of die duiwel sê omdat jy teruggeval het, is jy nou weer verlore nie. Nee, kom terug na God en bid tot God en sê, Here God, U het ons verlig, gevoed met U woord en U Heilige Gees gegee. Ons wat kinders van God is, in ons swakheid, ek, Here, in my swakheid, het geval. Maar ek kom terug na U, ek vra vergifnis, want U het gesê, as ek my sondes bely, U is getrou en regverdig om al my sondes en ongeregtigheid weg te neem, om dit te gooi in die diepste van die diepste see en nooit weer daaraan te dink nie. U het die verhaal van die verlore seun laat opskryf, vir my te wys, dat U is 'n God van genade. Soos die verlore seun kom ek terug. Ek maak die besluit en sê, ek gaan terug na die huis van my Vader. Daarom vra ek, hou my vas, Here. Vul my opnuut met die Gees. Here, ek lewe in 'n wêreld waar ek in my swakheid maklik verlei word. In 'n wêreld wat my trek met sy begeerlikhede. Maar ek vra vergifnis en ek vra versterk my en help my om die regte besluite te maak.
Help my nie om afvallig te raak nie, maar eerder om te volhard met geloof, met nederigheid en gehoorsaamheid. En as ons val, Here, herinner ons aan u genade en u liefde. Daarom vra ons, bring ons terug, o Here. Ons vra dit in Jesus naam. My liewe broer en suster, God is 'n God van vele kanse. Glo in God. God sal jou nie verwerp nie. Hebreërs 13:5 sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Mag die Here jou geloof versterk, jou hart beskerm teen afvalligheid en jou deur sy gees vul met krag om voluit te leef vir hom. Mag jy vas staan in Christus, dag vir dag groei in sy genade, want hy beloof in elk geval op Psalm 68:20, glo in God en dag vir dag dra hy jou. Mag jy groei in sy genade en eindig in oorwinning aan sy voete. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met die elke een. Amen. As die Here se wil is, dan gesels ons weer môre. Mooi dag. Vir u wat op die radiostasie ingeskakel is, onthou, dit word uitgesaai op 'n Dinsdag en weer op 'n Donderdag aand. God seën u. Mooi loop.